Goeiedag en baie welkom hier saam met ons op 'n Saterdagoggend. Ek hoop jy het 'n lekker Saterdag wat voorlê. Nou ons is besig om te kyk na die verhaal van die verlore seun. En ons is nou aan die einde van die verhaal waar die ouer broer terugkom by die huis. Kom ons lees dit saam. Lukas 15:28. Die ouer broer het hom liderlik vererg en wou nie ingaan nie. Sy pa het toe uitgekom en hom gesoebat, maar hy het geantwoord: Ek het al die jare hard gewerk vir pa en nooit geweier om enigiets te doen wat pa my gesê het om te doen nie. En in al die tyd het pa nie eers 'n bokkie gegee om saam met my vriende fees te vier nie. Maar toe hierdie seun van pa terugkom, nadat hy pa se geld op prostituie gemors het, vier pa fees en slag die beste kalf wat ons het. Sy pa het vir hom gesê: Kyk seun, ek en jy is nog altyd hier by mekaar en alles wat ek het is tog joune. Ons moet hierdie gelukkige dag vier, want jou broer was dood en het teruggekom na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. Hierdie verhaal sluit af met: hoe reageer jy op ander mense wat genade kry? Ons is so gemaklik en ons verwag dit. Ek moet genade kry. As ek bid, dan moet die Here my vergewe. As ek jammer sê, moet hy dadelik sy genade op my uitstort, want ek is regtig jammer oor wat ek gedoen het. En dan kom ander mense en hulle vra vir genade. En dan voel ons soos hierdie ouer broer, maar hulle verdien dit nie. Hulle moet meer jammer sê, hulle moet eers 'n bietjie gestraf word, hulle moet eers 'n bietjie pyn kry, hulle moet eers 'n bietjie lyding kry voordat hulle sommer maar net vergewe word. Hoe voel jy wanneer van jou grootste vyande, grootste kriminele in ons land, in ons regering, in ons denke, hoe voel jy wanneer hulle vir genade vra? Hoe voel jy wanneer daar vir hulle gebid word en gevra word dat hulle vergewe moet word of geseën word? Kom ek en jy bid dat ons nie in hierdie hart van die ouer broer sal val nie. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die genade, die belofte, dat ons is nog altyd by U en alles wat U sin is ons sin. Here, mag hierdie liefde ons harte oopmaak vir ons medemens, dat hulle ook genade kan ontvang. Here, help ons om met meer genade te leef teenoor ander mense. Is ons gebed vandag in Jesus naam. Amen.